Warm welkom en dankie vir die inskakel en ook saam luister. Dit bly altyd 'n voorreg om saam met jou op reis te wees. Henry Nouwen, sy werk waarmee ons hierdie afgelope week, 2 weke mee besig is, skryf in sy boekie Life of the Beloved, of 'n uittreksel daar sê, I do believe deeply that in order to live a spiritual life, we have to claim for ourselves that we are taken or chosen. And when I know that I'm chosen, I know that I've been seen as a special person. Someone has noticed me in my uniqueness and has expressed a desire to know me, to come closer to me, to love me. I mean that we have been seen by God from all eternity. Long before we were born and became part of history, you existed in God's heart. Long before your parents admired you, or your friends acknowledged your gifts, or your teachers, colleagues and employers encouraged you, you were already chosen. En om met daardie identiteit te leef, dat God van die begin af jou gekies het, jou lief het en jou sy eiendom maak, om jouself deur hierdie oë van die Vader wat jou lief het te sien. Paulus skryf in Efesiërs 1 daar in vers 4, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Watter wonderlike woorde. Nog voordat die wêreld geskep is, dat Christus ons as sy kinders uitverkies het. Ek dink dat 'n mens leef altyd vanuit 'n identiteit. En die manier hoe ons leef, die manier hoe ons verhoudings beskou, ons verhouding met onsself, ons verhoudings ten opsigte van ons verantwoordelikhede in ons werk, ook binne in die groter raamwerk van God se koninkryk, die manier hoe ons daarna kyk, het uiteindelik te doen met hoe ons ook uiteindelik onsself sien in die lig van ons Skepper. En dan die vraag is, wat maak jy met hierdie waarheid, dat jy nog altyd vir God as kosbaar beskou is, en dat hy jou as sy geliefde uitgekies het? Hoe praat hierdie met die dele van jou, wat al verwerping ervaar het? Ek dink dis ek een van die moeilikste goed, baie kere in verhoudings, wanneer mens ook tussen vriende of mense van die skoner geslag, in my geval, wanneer jy 'n uitnodiging of 'n liefde wat onbeantwoord bly. Dele van jou wat nie deur mense of deur geliefdes selfs aanvaar word nie. Wat doen hierdie gedagtes vanoggend vir jou? Om deur God gesien te word, van die begin af, nog voordat enige iemand van jou kon hou of vir jou lief was, het God jou in sy liefde in Christus uitverkies om sy kind te wees. Wat 'n geweldige impak op die manier hoe ons ook na onsself kyk en ons identiteit vanuit daardie identiteit te leef. Mag die Here vir my en vir jou help om uit hierdie lens, om deur hierdie oë van God se liefde te leef en in daardie erkenning en in daardie identiteit eerder so te kan leef. Kom ons sê vir die Here ook daarvoor dankie. Here, dankie dat U ons oneindig lief het en dat U ons nog voordat enige iemand anders nog van ons kon hou of vir ons kon lief wees, dat U dit reeds van die heel begin af vir ons lief was en dat ons in U liefde U kinders kan wees. Dankie vir U goedheid en dankie vir hierdie oneindige liefde wat geen perke ken nie.
Amen. Mag jy hierdie liefde vandag tasbaar ervaar. Mooi bly.